Goeiemorgen, good morning. Yes, remember the 5th of November. Today we remember the failed gunpowder plot of 1605, where Guy Fawkes and others attempted to blow up the English Parliament. So dis waar dit vandaan Ja, dit is die storie agter die vuurwerke en al daai tipe goed. Guy Fawkes, my maggies. Maar hoor gou hierdie enetjie, hè. In 1935 het men die Monopoly bordspelletjie ook vir die eerste keer sy verskyning gemaak. Wow. Leuk. Ja. Ek het onlangs 'n artikel gelees oor 'n man in Engeland wat amper 4.500 verskillende Monopoly stelle versamel het in sy lewe. Hy mik vir 5.000. Hy is die Guinness wêreldrekordhouer van most different Monopoly sets owned and collected by someone. Ek sal net 'n oorspronklike enetjie wil hê soos jare terug, my eerste Monopoly stel. Maar is daar hierdie goed ook so baie verander. En nou weet ek daarom by wie om aan te gaan klop. Presies. Ja. If he will give you one. So, do not pass go, do not collect $200. Go straight to what you can expect from today's show. Ons vier Pretoria se Suid-Afrikaanse Hospitaal se 120ste bestaansjaar. Arnold praat oor skole rugby. Ons bespreek die opkomende uitsak-toekennings en ons gesels met skrywer Kanita Hunter oor haar boek Why Am I Like This? Bernice Westkuier ook in die ateljee, maar eers is dit tyd vir ons gunsteling deel van die program, ons oggendpraatjies. Baie lekker. En veral hierdie tyd van die jaar, dink ek is die ouens baie meer gemotiveerd om te gaan gym. Ja. Hoe kry jy jouself om te gym? Hoe motiveer jy jouself veral in winter? Ja, dit is moeilik. Ek het eintlik gister 'n plasing op sosiale media gemaak oor hoe oefen is eintlik so goed vir my geestesgesondheid en ek het dit nou vir die afgelope paar maande net laat vaar amper want mense kry nie tyd nie. So ek dink hierdie tyd is regtig die tyd van die jaar waar mense die mees gemotiveerd voel. So ek is nou terug op die bandwagon en ons kyk maar hoe dit gaan. Welkom terug, Ros, welkom terug. Dankie. Ek sou weer dink aan die begin van die jaar is mense meer gretig om te oefen, want almal is nou 'n bietjie moeg. So soms verg dit moeite om 'n mens self te motiveer, maar sodra jy eers 'n bietjie gedraf het of 'n CrossFit het of so, dan voel jy natuurlik beter. En jy, Pieter? Ag, wat jy weet. Ag, wat? Ek het altyd geweet daar is iemand wat vir my in die gym wag. Ek was altyd so deel van 'n groepie. Ja. Manne wat bymekaar gekom het en as jy nou nie daar was nie, dan het jy dit gehoor die volgende dag of so. Like accountability partners. Ja, I love Dit that. is so 20 jaar gelede. 23. Wel hoor net hier, weer eens uit die pragtige land van China. Hulle het groot ophef veroorsaak vir die wyse waarop hulle mense motiveer om gewig te verloor. Hulle bied promosie aan waar die eerste persoon wat 50 kg binne 3 maande verloor, 'n Porsche Panamera sal wen. Dit is deel van die oefenprogram wat sowat R26,000 kos om in te skryf en dit sluit jou oefening, verblyf en etes in. Die eienaar van die gym het sy eie sportmotor as 'n prys op die spel geplaas en 7 deelnemers het tot dusver ingeskryf. Gesondheidskenners sê egter die uitdaging is uiters gevaarlik want om 50 kilos binne 'n bestek van 3 maande te verloor kan lei tot spierverlies, hormonale wanbalanse en talle orgaanskades en so aan. Dit klink vir my verregaande. Maar 50 Vir my kilos ook. is bietjie baie. In 3 maande. Dit is verskriklik baie. Ek dink nie 'n ou, al is jy hoe groot, gaan 50 kilos binne 3 maande verloor nie. You might be able to lose it, but will you be able to keep it off? Onthou julle daai program The Biggest Loser? Ja. The Biggest Loser, dan sal hulle vir 12 weke in hierdie kamp en hulle doen so. net oefen, hulle eet is vir hulle voorberei, al daai tipe goed. So it's a controlled environment, there's no temptation. You're training 5-6 hours a day. That is easy to do because there's no temptation from the outside world. Sodra jy by die huis kom, Moeilikheid. 'n burger sal vir my baie gou sien hier. Wel kyk, hulle het ook gesê etes verblyf en jou gym is ingesluit, maar ek dink is baie min op etes wat daai ou gaan uitgee wat hulle gaan eet. Maar ek stem, en as ek gou my sommetjies maak, is daar nog net 7 ouens ingeskryf het, is hierdie ouer nogal redelik agter, gaan hy baie verloor op sy kar wat hy nou op die spel gesit het. Ek Hy het nog nie dink daai geldjie opgemaak nie. Waarvoor sal julle so iets aanpak? Vir so 'n luukse sportmotor of is daar iets anders? Ja, ek dink 'n luukse sportmotor is altyd genoeg Dink jy is 'n dryfveer. goeie motiveer? Maar dit moet realisties wees en Yes. jy moet vir jouself ook sê hoe belangrik is dit om met die gesondheidsaspek daarvan, want ek dink met al hierdie kompetisies presies soos daai ouetjies wat jy nou genoem het, daar was altyd 'n dokter en na die tyd hoor jy ook wat die dokumentêre aanbetref, die vervaardigers het baie meer gedruk vir Good TV, terwyl die dokter ook gesê het, no way, julle is besig om hierdie mense te benadeel gesondheidswys. So ja, so dit gaan oor 'n kwessie van volhoubaarheid en
ook R26,000 vir 'n 3 maande program. Dit is nogal redelik baie. As jy nou die faktore soos die persoonlike afrigter en die etes en die verblyf in ag neem, it is quite expensive, and are you going to be able to maintain that? Beste motivering is selfmotivering. Ek dink dis maar daar het jy dit. Ja. Dit kom ook daarop neer op dissipline. Jy moet dit soos 'n gewoonte maak en dan moet jy maar net aanhou. Al is dit bietjie terwyl jy die volgende storie vat, gaan ek 5, 6, 7. Pieter is reg vir 'n bodybeat hier. Dalk volgende episode, Pieter se bodybeat. Pieter, hoe het jy jou kinders gekry om soos onaangename smakende medisyne te drink? Neusie toegedruk, maak op jou mond en hy spuit gevat en dan maar gegooi, pappa. Ja. Dis maar een van daai dinge. Frustrasie. They know it's going to be good for them, it's going to make them better, whatever. Kom, slegte moed is lekker man, is goeie moed. There's now a brand new simple solution to foul tasting medication, making it easier for children and adults to take pills, health drinks or other necessary remedies. The tongue cover is a disposable latex cover designed to protect your taste buds from the bitter taste of medicine, and it acts like a simple barrier that helps reduce the unpleasant flavors, easing the stress of taking medication. This innovation highlights trends in medicine taste neutralizers. Sure, alles is 'n nuwe ding. Offering products that make bitter medicines more palatable, disposable oral protective covers that shield the mouth from unwanted flavors, and convenient health solutions that simplify the process of taking medications or health drinks. Now we can see in the video that is how it's supposed to be used, and these tongue covers are currently available on Amazon and they cost about $143. Here is what one reviewer had to say. These are awful. They are very thin plastic material, sort of like food service gloves. I tried one and it made me gag. My mother tried one and almost threw up. I tried another one on only half of my tongue and tried to swallow an aspirin. The pill got stuck in the plastic. In order for these to work, you would have to cover the whole tongue without gagging. Even if you can put it on without gagging, there's a good chance that the pill won't get swallowed because it will get caught in this tongue cover and start dissolving. That defeats the purpose. And it ends off with 3 words, very important. Don't buy these. Why do we need to invent something that didn't need to be invented? Ag, weet jy wat, dit voel vir my ook almal raak net te pieperig. Ja. Regtig, ons het nie 'n keuse gehad nie. Ons moes dit maar sluk. En dit is net 'n paar sekondes. Ek verstaan dit nie, jammer. Ek ook nie. En soos wat hierdie reviewer nou gesê het, it defeats the purpose because now you're making yourself gag instead of just taking the medicine. Maybe that's going to make you gag, but at least it's going to make you feel better. Wat is die punt hiervan? Kry 'n peppermintjie of 'n sweetjie of iets wat jy daar langs jou glasie en so en vang jy jou medisyne. Ag nee, wat. I'm all for progress, but sometimes we need to just get over it. Absoluut. Nou jy kan ingeskakel bly want ons kuier net hierna weer verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy het 'n koppie koffie in die hand.